Hallo, dag 9 van Fonteinvrou. Gesinsverhale uit die brandkeeltyd. Psalm 78 vers 1 tot 25 en 38 tot 40. Lesse uit die geskiedenis. Onderwysing van Asaf. My volk luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond oopmaak met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Hulle het die verbond van God nie gehou en geweier om dit te wandel in sy wet. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Voor hulle vaders het hy wonders gedoen in die land van Egipte, die veld van Suan. Hy het die see gekloof en hulle laat deurgaan en die waters laat staan soos 'n wal. En hy het hulle bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur. Hy het rotse gekloof in die woestyn en hulle oorvloed laat drink soos uit watervloede. En hy het strome laat uitgaan uit die rots en die waters laat afloop soos riviere. Nog het hulle voortgegaan om teen hom te sondig, om wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land. En hulle het God versoek in hul hart, deur voedsel te vra na hulle sin. En hulle het teen God gespreek. Hulle het gesê, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn. Kyk, hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het, sou hy ook brood kan gee, of vleis kan verskaf aan sy volk. Daarom het die Here gehoor en toornig geword, en 'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel, omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. En hy het aan die wolke daarbo bevel gegee om die deure van die hemel oopgemaak. En hy het manna op hulle laat reën, om te eet en koring van die hemel vir hulle gegee. Nou 38 tot 40. Maar hy is barmhartig, hy versoen die ongeregtigheid en verdelg nie. En dikwels wend hy sy toorn af en wek nie al sy grimmigheid op nie. En hy het daaraan gedink dat hulle vlees was, 'n wind wat weggaan en nie terugkom nie. Hoe dikwels was hulle wederstrewig teen hom in die woestyn, het hulle hom gegrief in die wildernis. Die hoofklem van die Bybelstuk is Psalm 78 vers 14 tot 16.
Bedags het hy hulle met 'n wolk gelei, snags met die lig van 'n vuur. Hy het die rotse in die woestyn oopgekloof en soos hy groot waterstrome almal se dors geles. Hy het die water uit die rots laat stroom, dit soos riviere laat vloei. Wat Guido Gezal sê is waar, myn hart is klank en broos, maar altem wel gaat een stond, kan dagenlang weer honger lyden. Ons het 'n goeie Sondag saam met die kinders gehad. Daar was gesinsharmonie en die kinders het klein tyd herinneringe met ons gedeel. Vanoggend kom ek op Psalm 18:70 af. Tref dit julle ook dat alle gesinne verhale uit die brandkeeltyd het? Brandkeeltye is daardie tye waarin niemand anders as God kan help nie. Meer nog, tye wanneer ons in geestelike woestyn bevind, wanneer ons teen God sondig en teen die Allerhoogste in opstand is. Ons kinders hoor nie wat God in die brandkeeltyd vir vermetele sondaars soos ons doen nie. Die hedendaagse ouer is doeteenvoudig nalatig of ondankbaar. Erger nog, ons dink dis ons wat ons krisisse suksesvol hanteer. God se genade is nie vir ons 'n lewende werklikheid nie. Godsdiens is 'n ritueel. 'n Ware fonteinvrou doen tog wat daar in vers 3 tot 4 staan. Wat ons gehoor het en wat ons weet, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Almal van ons het ons brandkeeltye gehad, maar juis in brandkeeltye was God daar vir ons. Bedags het hy hulle met 'n wolk gelei, snags met die lig van 'n vuur. Hy het die rotse in die woestyn oopgekloof en soos by groot waterstrome almal se dors geles. Hy het water uit die rots laat stroom, dit soos riviere laat vloei, vers 14 tot 16. Ons moet oor die groot dade van God met ons kinders en gesinslede begin praat, sodat daar riviere van lof deur ons huise en lewens kan vloei. So sal hulle dan ook op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het, vers 7. Ons gebed. Here, ontsluit dankbare herinneringe in my, ons sekerheid. In brandkeeltye sal God my dors uit genade les. Jy moet 'n lekker dag hê, sien jou weer.